Want baie keer sit ons mense af waar ons is. Ek was wild. Ek was baie wild. Ek het gesmaak, ek duik mense plat. En dit was so, in die bediening was dit so gewees, julle sal nou lag. Maar vra die mense wat langpad met my kom. As ek sou gebid het en daar was 'n manifestering van die vyand en daai persoon het nog gedink hy hardloop weg, dan duik ek jou plat. Dis regtig so. En een keer toe is ek op 'n konferensie op 'n kamp en die Here wys my 'n worsmasjien. En ek dink, wat moet ek nou oor hierdie worsmasjien bely? Ek weet as kind, nê, dan moes ek altyd gedraai het, maar ek wou die een gewees het wat die wors gestop het, want dit was my belangriker werk. En dan weet ek, dan draai ek hy ding, dat die vleis so uitpeel, en kan sukkel my boeties. Dan dink ek, is dit wat die Here vir my wys? Nee, sê die Here vir my, toe die vrees van die Here oor my kom, toe voel ek omtrent, ek weet nie hoekom ek altyd onder iets wil klim nie, toe het ek regtig omtrent onder die stoel gaan inklim, en ek het soos hy, het ek onder die stoel gelê, en die Here wys vir my. Hy sê, jy gaan te vinnig deur mense. En van daar af, het ek besef, weet jy kan mense so vinnig by die Here uitbring. Vinnig, maar wat word van hulle? En daarom is dit vir my belangriker by plekke waar ek gaan bedien. Wat is die versorging agterna? So die woordstopperkerke amper kan ek sê nee. Ek wil nie so intoe gaan nie. Want julle wil net vir mense sê, getalle moet inkom, bou 'n brug en kom oor dit. Jou tiende sal dit regmaak, dit sal dit regmaak, wat sal dit regmaak, dis nie waaroor dit gaan nie. Die mense hart moet gesond word in die kerk. So dieper as die hart is baie maklike boek. Dan is dit Love Unending, dit is verskriklik diep, die Here se liefde in hierdie. Weereens prakties absoluut in ons lewe, hoe dit te werk gaan. Dan hierdie boek van Sy naam sal jou red en beskerm, the name of the Lord is a strong tower. Wat nie net gaan oor die name van die Here nie, maar regtig hoe jy in hom ingaan. As jy net gaan sit en mediteer net op daardie gedeelte, en God het hom die naam gegee bo elke naam. So ek het in my lewe gekom by 'n plek, sê maar daar is iets, dan sal ek die naam Jesus altyd bo aangeskryf het. Of dit 'n kontrak was, of dit wat was, Jesus se naam is altyd die hoogste. En dan hierdie boek, DVD Revival, wat is revival regtig? En ek wil jou bless daar agter wat gekom het in hierdie woord gebring het van open the eyes of my heart, Lord, I want to see you. Ek sê altyd vir my mense, as jy 'n preek voorberei, dan berei die Here jou voor. Jy dink jy moet dit vir daai mense gaan gee, dis nie so nie. Hy's eers met jou besig. En as hy met jou klaar gemaak het, dan kan jy uitgaan. So nou sit ek daar agter en ek gaan vir julle eerlik sê, ek kyk hierdie so wat ek voorberei het, ek sê Here, ek weet nie of ek nou lus is vir dit nie. Ek sê nee, nou was lekker gewees, dit was prakties gewees. Ek wil nou nie so in die baie diep goed ingaan nie. En 'n jong man kom hier en hy kom praat van open the eyes of my heart, Lord, en die Here gee my julle boodskap. Wat ek nou vir julle gaan bring. Ja, vars. So vars uit die oond, ek brand nog van dit. So ja, kom ons bid en dan kan ons aangaan. Vader, so baie dankie dat ons U Vader kan noem. Jesus, dankie dat U ons redder is. Heilige Gees, dat U nie net aan ons dink nie, maar dat U God is wat in ons is. Here, vat elkeen van ons en maak ons oop. Ons wil ons oopmaak, Here. Maar Here, daar waar ons nog stram is en die skeniere stram is, U is die Here Koning, Here.
dat hy die eeue ouwe tradisie deure ook net kan oopbreek, dat die skeniere spat volgend. Dankie Here daarvoor. Amen. Nou sy, ek gaan daarom by die naam aangaan, Why aren't we flying when the cage has been broken? So kom ons praat daaroor om in gees te kan sien. Dink julle dit hoort so? Wat is dit om in gees te kan sien? Ek gaan jou nie antwoord nie, wat is dit om in gees te kan sien? Okay, so as die woord vir ons sê in Kolossense 3, bedink die dinge wat daarbo is. Wat bedoel hy met dit? Wat sê hy? Dink jy jou binnekamertyd behoort net 'n tyd te wees wat jy bid en lees en aangaan? Dink jy daar's meer in 'n binnekamertyd as wat ek en jy gewoond is aan? Onthou, as iets nuuts kom, sal dit altyd uit jou siel uitgeveg word. Want is vir jou vreemd. Maar as jy dit in die woord kan sien, en die woord kan dit vir jou bewys, dan dink ek is dit tyd dat jy begin sê, die woord het die hoogste gesag. En dat die Here ons begin leer, dat ons knie sal buig voor die woord van die Here. Okay, maak almal julle oë toe, dan gaan ek julle leer om in gees te sien. Okay, kom ons vat die bekende gedeelte daar van Elisa. Onthou julle met Gehasie, wat daar gebeur het. Toe sê hy mos, maar kyk hoe is ons omring met die vyand. En wat het Elisa gesê? Hy het net vir die Here gebid, het die eenvoudige gebed. Here, open sy oë, dat hy kan sien, dat die wat vir ons is baie meer as hulle wat teen ons is. En dis so eenvoudig dit is. Maar omdat jou geesmens nooit getrein is nie. Weet jy dit nie? Ken jy dit nie? Verstaan jy dit nie? Okay, is julle met my daar? Okay, ek gaan nou aan jou eers bewys, jy kan in gees sien. Almal van julle. Is julle reg? Maak toe jou oë. Jy staan voor 'n gebou wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Dis vir jou vreemde gebou. Die deur het 'n handvatsel wat rond is. Dis 'n geel handvatsel. Jy sit jou regterhand op die deur se handvatsel, die knop, en jy draai die handvatsel. Voel jy hoe draai jy hom? Kan jy sien hoe draai jy die geel handvatsel? Stoot nou die deur oop. Soos die deur oop gaan, is daar aan jou regterkant 'n visdam. Jy gaan staan by die visdammetjie. En in die visdam is daar 'n rooi visie besig wat opkom. Kan jy die rooi visie sien? Heel onder in die visdam swem daar 'n geel vis, en hierdie vis is die grootste in die hele visdam, van al die visse, van hierdie 4 visies.
Terwyl jy so kyk, spring daar 'n groen vis uit die water uit. Sien jy dit? Hoor jy hoe plons die water? Jy buig af nader na die visdam toe. En jy sit jou hande so in die water, soos viskos. Wil jy moet voel hoe jy jou hande in die water sit en hoe jy met die water speel. Tap die water so, kan jy dit voel? Kan jy voel hoe tap jy die water so, hoe die water so opspat, so saggies opspat? Kan jy dit sien? Daar kom nou 'n visie aangeswem. Wat die kleur is wat jy wil hê, die vis moet wees. En jy kan basies daardie visie aanraak. En daardie visie dink omtrent dat jou hande viskos is. So naby kom hy aan jou hande. Kan jy dit sien? Terwyl jy rustig by die visdam staan, slaan die deur toe waaruit jy gekom het, waardeur jy gestap het. Jy hoor hoe die deur toeslaan. Jy draai om na dit wat jy hoor en jy sien, dis 'n groen deur. Kon jy dit sien? Kon jy sien wat ek vir jou gesê het? Kon julle dit sien? Was dit maklik? Het jy ooit gesien wat ek vir jou beskryf het? Nog ooit voorheen in jou lewe? Was dit iets nuuts? OK. Wat het ek jou nou geleer? Vat jy jou Bybel en jy gaan na Openbaring 4 toe. Wie is hier aan die woord in Openbaring? Johannes. OK, kom ons gaan en ons lees die opskrif in die 53 vertaling. Hy sê dis die gesig van die troon, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens. Na hierdie dinge het ek wat? Het ek gesien. OK, wie was Johannes? Was hy 'n mens soos ek en jy? Stem julle saam, hy was 'n mens soos ek en jy? En die eerste stem wat hy sê ek het gesien 'n geopende deur. Kan jy 'n geopende deur sien? Ek het vir dit nou beskryf. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit daarop. Kan jy dit sien? Onthou nou iets. Jesus is vir jou, soos wat hy homself aan jou openbaar. Hoor jy wat ek sê? Baie keer praat jy met mense op 'n telefoon, dan het jy 'n sekere idee, maar die mens gaan so lyk. Ek weet nie of dit met julle gebeur nie. En as jy die mens sien, dan is die mens totaal en al anderste. Maar die beeld wat jy gehad het, was wie die persoon is. Verstaan jy wat ek jou sê? Onthou jy wat Job gesê het? Hy het gesê, ek het altyd net gehoor van u, maar nou het ek u gesien. Ons gaan aan. Dadelik was ek in die gees, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Met ander woorde, wie het hom toegelaat om dit te kan sien?
Die Gees van God. As die woord vir jou sê, bedink die dinge wat daarbo is en nie op die aarde nie. Van wie af kom my woord? Kom dit van 'n kerk af? Van wie af kom daar die woord? OK. So gaan ons meer steur aan wat 'n kerk sê, of gaan ons daaraan steur wat God se woord sê? En hy wat daarop sit, nou sê hy het in sy voorkoms gelyk. Hy sê gelyk in sy voorkoms. Soos die steen, jaspis en sardius. Nou die naaste wat Johannes dit kon verduidelik het, was soos wat hulle paleise in daardie tyd gesien het, soos wie ook al se paleis gelyk het. Dis hoe hulle die kleure kon beskryf het. So met ander woorde, hy sê, hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk, soos die steen van jaspis en sardius. Met ander woorde, klaar sê dit vir jou, hierdie wese is baie meer as 'n menslike wese. Kan julle dit sien? En rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Rondom die troon was die reënboog. Dan gaan ons later sien, wat is die reënboog? Want as die Here nie wou gehad het, ons moet nie weet, hoe lyk die hemel nie, was Openbaring nie geskryf nie. Verstaan jy? En hoekom moes Jesus se hele liggaam geskeur word, verbrysel word, sodat die voorhangsel kan skeur, dat daar nie meer net een hoëpriester is wat kan ingaan eenmal 'n jaar nie, maar dat ons almal kan ingaan. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit. Weet jy hoe lyk ouderlinge? OK, maar hulle het nie die swart manelpakke aangehad nie. Hulle was bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. So kan jy hulle sien? Kan jy iets sien van die hemel daarso? Kan jy sien dat die hemel 'n werklike plek is? Sien jy hoe amazing is dit? Elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Jesus is seker van wie hy is. As jy seker is van sy naam, wat hy die naam het bo elke naam, dan het jy daar die autoriteit. En die grootste van alles het gegaan nie, dat die vyand moet verloor nie, of wat ook al nie, maar die grootste het daaroor gegaan, dat dit wat ons hier gelees het die vyand ook gesien. En dis hoekom hy gegaan het. Want hy onthou goed, hoe Satan homself die worship leier was. En wat het daar gebeur? Die woord sê net, daar was ongeregtigheid in hom gevind, want hy wou homself verhoog het. En wat het God gesê? Al wat ons kan sien is, daar was 'n oorlog. In die volgende oomblik was elke demoniese mag uit, die hemel uit. Hulle kon nie staande bly nie, hulle kon nie daar wees nie. En dis wie ons Here is. En dit gaan altyd daaroor, dat sy naam verheerlik word. En daarom sê ek vir jou, moet jy nooit in jou lewe ooit bang wees vir die vyand nie. Nooit nie. Dat hy mag het, ja, dat hy almagtig is, glad nie. En soos wat hier gebeur het, dit was maar die lig van die Here wat op hom geval het, en dit kon nie bly nie, dis nie 'n vernedering nie. Dis regtig om die Here die eer te gee. En so moet jy in jou binnekamer gaan, want dis wat Dawid gedoen het. Hy het gesê, Here, ondersoek my, deursoek my. Here, kyk of ek op 'n pad is van smarte,
en Here lei my op die beproefde pad. En daarom moet jy gaan, jy moet by daai plek gaan en sê, Here, toets my. Here, deursoek my. En as die Here se lig op jou val, kan dit nie bly nie. Onthou wat ek vir julle nou nog gewys het, dat Gees in die teenwoordigheid van die Here gaan, in hemelse plekke, met ander woorde ingaan. En wat het ek vir jou gesê? Siel moet dan skoon kom. Wat het ek vir jou gesê? Dan sal die liggaam, verstaan jy, outomaties volg, van die liggaam is die tempel van God, waar die Gees van God in woon. So dit is wat jy in jou binnekamer doen. Here, ek sukkel om te vergewe, maar u woord sê vir my, ek moet vergewe. Here, wat is dit wat my bind, dat ek nie vergewe nie? Toets my, Here, ondersoek my, deursoek my. Here, is dit trots? Is dit trots wat my daar hou, dat ek voel, maar ek kan nie vir 'n ander een sê jammer nie, dat dit voel, ek moet net altyd wen. Wat is dit, Here, wat my keer? Wat is dit? Of ek verslaaf is miskien aan pornografie. Die Here weet wat in die duisternis gebeur. Hy weet hierdie goed. Here, ondersoek my, deursoek my, Here. Kyk, wat is dit, Here? Wat se pad is dit, Here? En dink jy die Here gaan jou los? As jy glo soos 'n kind en jy sê net vir hom, Here, asseblief, maak my vry van dit. Here, ek bely dit. Here, ek erken dit. Here, ek suffer met dit. Here, ek stoei met dit. Jy gaan nie een klap net klaar verby wees met alles nie, want hierdie goed kom 'n lang pad. Jy weet, ons praat van die Israeliete, hulle kon 11 dae gegaan het, hoekom het hulle 40 jaar gevat? Want hulle het nooit geweet om te veg nie. Hulle sou vrek gewees het, daar is 'n ander woord nie. En daarom moes hulle daardie woestynpad deurgegaan het. OK, is julle almal rustig, almal het vrede. Niemand se hartryt het opgegaan nie, niemand is bang nie. OK, dan staan daar, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Onthou jy daar toe Paulus gesê het, ek weet van 'n man, wat 14 jaar terug, was dit in vlees, was dit in gees, hy sê, ek weet nie hoe dit was nie, hy sê, maar ek weet net, dat dit wat hy daar gesien het en gehoor het, kon hy nie, hy kon dit nie weergee nie, hy kon dit nie beskryf nie. Gaan beskryf jy vir my, as jy voor God se troon was, die stem van die weerlig, wat hy gesê het. Maar jou gees weet dit. Baie keer sê ek ook vir mense in konferensies, as ek vir jou voel, ek gaan te vinnig, moenie probeer vasbyt, waar jy iets nie verstaan nie, los het. Kry die DVD agterna, wat ook al. Gaan aan, want jou gees, dis in jou gees. Dis klaar daar. Die tyd gaan kom, wanneer jy miskien in 'n droom, of 'n visioen, of net weer in 'n gesprek gaan wees, en dit gaan weer na vore kom. Kyk, so, my fokus is, dit is hoe groot ons Here is. My vraag is, wie het hy gesê sit op hy troon? Klomp? Of een? Net een? En daar ook toe hy gesê het, maar Here, wie sal die seels van die boek oopmaak? Wie is waardig? Toe het hy na Jesus gewys. En as jy mooi kyk, sal jy sien, ons sê, hy sit aan die regterhand, as jy mooi kyk, is dit een seat, wat hy van praat. En God, die Vader, en Jesus en die Heilige Gees, is nie in kompetisie met mekaar nie. Dis nie soos in kerke, wie die meeste kerklidmate, of wie doen die meeste wonderwerk, of wie kan dit doen, of wie kan wat doen nie. Jesus sê, dit wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so. Hy sê, vir Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. So wonder julle, hoe groot is die God, wat die berg laat skud, as Moses opgaan om met hom te praat.
Hy sê, het jy nou die liefde ervaar wat ek mee met jou gepraat het? Al is hierdie God so groot en al het hy alles gemaak, dit is hoe hy is. Hy's liefde. Hy sal by enigeen aan 'n tafel gaan sit. Hy sal hom nie hoogmoedig hou nie. Maar hy sal vir die hoogmoedige sê, jou addergeslag.